En die onderwerp is skole behoort meer praktiese vakke as teoretiese vakke aan te bied. En nou begin die 5 minute voorbereidingstyd en ek dink ek gaan die tyd probeer verbykry vir julle om 2 boeke uit te deel. Ek voel soos Marcus Jooste. En was nie 2 volwassenes wat die grappie gevang het. Kom ons vra 'n bietjie idiome. Ons kyk of enige een van julle idiome onder die knie het, maar ook net die volwassenes moet stil bly. Nommer 1. Voltooi die volgende idiome. Skoenmaker. Maar jy moet jou hand opsteek. Maar jy het al te veel boeke gekry, jy kan nie nog kry nie. Goed. Hou jou by jou lees. Goed, stuur 'n jong ouetjie daarso om gou die drafwerk te doen. Kom kind. Hy stap stadig en statig soos dit by sy baadjie pas. Baie mooi. Jammer, maar is hoflik. Ja, kom gee vir hom 'n hartlike applaus. En dan nog net een vraagie. Maar die volwassenes mag dit nie antwoord nie. Neem nou 'n foto van my. Okay. Klaar, die verkeerde kant afgeneem. Tussen Skila en nog nooit gehoor nie. Julle leeslose kinders. Enige volwassene? Daar's 'n volwassene. Juffrou? Nee, ek weet jy het die taalboek verkeerd gelees. Daar's nou weer daai selfe kind, ja? Nee. Ongelukkig nie. Dit is baie opvoedkundig om vir kinders te sê net nee, maar ons het nie tyd om lang gesprekke te voer oor julle IQ nie. Die idioom is tussen Skila en Charybdis. Is daar enige iemand wat vir my kan sê wat dit beteken? Daar is geen skynhoutonderwyser wat iets wil sê nie? Laat dit net gaan. Ja, daar's 'n hand. Dis nie reg nie. Dis ongelukkig nie reg nie. Dis tussen die hel en die blou see. Wat wou jy gesê het? Jy het dit gegoogel. Maar skaam jou. Nee. So, nou sal ek nog een boek uitgee. Wie het gesê my keel is vol kernkrag. Vandag gaan die waarheid seermaak. Jaag, duiwel. Dis 'n musiekgroep. Kom ek gee vir julle moontlikhede. 'n Musiekgroep. Ja. Die Heuwels fantasties, baie mooi.
Goed, ons gee kans. Jy kan maar begin. Skole behoort meer praktiese vakke as teoretiese vakke aan te bied. Sorry. Ek sal jou help. Dankie. Kom maar nader. Okay. Okay. Skole behoort meer praktiese vakke as teoretiese vakke aan te bied. Geagte beoordelaars, voorsitter, dames en here. Ek is Livia Lategan, eerste spreker van die inleidende span. En ek argumenteer dat baie kinders meer tegnies ingestel is as vir teoretiese vakke. My spanmaats is Helene Marie as tweede spreker, wat gaan argumenteer dat tegniese vakke vir kinders probleemoplossingsvaardighede en kreatiwiteit leer, en Mieke wat gaan argumenteer dat dit leerders voorberei vir praktiese take as volwassenes. Ek sal nou aanbeweeg na die mosieontleding waarna ek my eie argument sal lewer. My span definieer skole as instansies van graad 1 tot 7, teoretiese vakke as vakke soos wiskunde, biologie en die gewone vakke wat ons in skole kry, en praktiese vakke as vakke waar jy leer om met jou hande te werk en tegniese take te verrig. Ek beweeg nou aan met my eie argument. Party kinders is meer tegnies ingestel as vir teoretiese vakke. Dis om meer praktiese vakke aan te bied by 'n skool, sluit kinders van verskillende akademiese vermoë in en bied ander geleenthede vir kinders wat nie noodwendig so goed sou vaar met net teoretiese vakke nie. Dis staan my span bankvas agter ons kant van die mosie. Skole behoort meer praktiese vakke as teoretiese vakke aan te bied. Miskien 'n kans vir Jan van Riebeeck. Wiskunde, fisies, alles vakke, alles teorievakke, vakke waar die fundament teorie is. Voorsitter, dames en here, skole behoort nie meer praktiese vakke as teoretiese vakke te hê nie. Ons stem saam met julle definisies en grense wat julle gestel het. Okay. Ek, Karo Rademeier, sal argumenteer dat skole meer op teoretiese vakke moet fokus. Sonder dit sal hulle nooit eers die praktiese deel van die vak kan doen nie. Anay, spreker 2, sal argumenteer dat teoretiese vakke die fondasie is vir alle werke. En Emma, spreker 3, sal argumenteer, sonder die teoretiese aspek is daar geen werk vir die praktiese vakke. Teorie is die fundament van enige werk, enige platform. Sonder die teorie sal jy geen werk kan doen nie, of enige werk kan verstaan nie. Teoretiese vakke is definitief meer kardinaal. As jy nie teoretiese vakke eers bemeester nie, sal jy nooit eers die praktiese komponent van die vak kan bemeester nie. So dis duidelik soos daglig, dat skole behoort nie meer praktiese vakke as teoretiese vakke aan te bied nie. Dankie. Miskien 'n kans vir La Rochelle. Skole behoort meer praktiese vakke as teoretiese vakke aan te bied. Ek is Helene Marie Viljoen, die tweede spreker vir die inleidende span. Ek lewer graag nou 'n repliek. Ons het gesê dat met praktiese vakke bedoel ons meer vakke soos houtwerk en naaldwerk. Daarvoor het jy nie 'n teoretiese vak soos wiskunde of iets nodig nie. Dit is so simpel en eenvoudig soos om 'n garing deur 'n naald te druk en om dit vas te werk. Ek gaan nou aan na my argumente. Praktiese take berei jou voor vir kritiese denke wat verder in die toekoms gaan gebeur. As daar nou 'n krisis gebeur, wat doen ek nou? Jy moet daai kritiese denke geontwikkel het om uit te figure, wat moet ek nou doen? Want dit is nie altyd dat jou ma of jou pa daar gaan wees om vir jou te help, om vir jou voor te berei, om vir jou te sê wat om te doen nie. So daarvoor gaan jy moet bietjie buite die boks dink. En dit is definitief waar praktiese take jou probleemoplossingsvaardighede ontwikkel. Dus staan ek en my span bankvas agter ons mosie, dat skole behoort meer praktiese take as teoretiese vakke aan te bied. Dankie.
praktiese werk is nie die antwoord vir die toekoms nie. Voorsitter, dames en here, ons glo bankfase dat skole nie meer praktiese vakke as teoretiese vakke moet aanbied nie. Ek gaan georganiseer en in my spanmaat se argumente weer sê. Kari Rademeier, spreker 1, het geargumenteer dat skole meer op teoretiese vakke moet fokus, sonder dit sal hulle nooit die praktiese vakke kan doen nie. Ek, Anais van der Poel, spreker 2, sal argumenteer dat teoretiese vakke die fondasie is vir alle werk. Emma Snyders, spreker 3, sal argumenteer sonder die teoretiese aspek is daar geen werk vir die praktiese vakke nie. As meeste mense 'n werk doen in praktiese vaardighede, wie dink jy gaan jou rekenmeester wees? Of selfs jou bank? Party mense kan nie eens praktiese vaardighede doen nie, soos ek. Ek kan nie bak, bou of kook om my lewe te red nie. As daar meer praktiese vakke is, hoe gaan ons eendag kan verstaan hoe om basiese werke uit te voer, soos wiskunde of selfs Afrikaans of tale? Hoe verwag julle ander mense dat hulle net praktiese vakke doen in plaas van teoretiese vakke? Ek dink dit is ons so paal bo water dat praktiese vakke definitief nie meer as teoretiese vakke aangebied moet word nie. Dankie. Skole behoort meer praktiese vakke as teoretiese vakke aan te bied. Ek is Mieke Gildenhuys, derde spreker van die inleidende span. Ek sal my repliek lewer en dan aanbeweeg na my argument. Spreker, jy het genoem dat sommige leerders nie prakties aangeleg is nie, maar daar is ook mense wat nie akademies aangeleg is nie. Ek sal my aanbeweeg na my argument. Dit berei kinders voor vir die alledaagse take wat kan voorval in die huis of net waar ook al, soos 'n pyp wat bars of die oupa wat sukkel met sy rekenaar. As kinders meer teoretiese vakke neem, sal hulle wel baie slimmer wees, of wel akademies slimmer wees, maar nie noodwendig reg wees om uit te gaan in die wêreld en moontlik op hul eie te lewe nie. Ek sal nou opsom wat my span geargumenteer het. Livia het geargumenteer dat party kinders meer tegnies as akademies ingestel is. Helene Marie het geargumenteer dat dit probleemoplossingsvaardighede en kritiese denke aanleer, en ek het geargumenteer dat dit leerders voorberei vir die alledaagse lewe en die probleme wat daarmee kom. Dis glo ek bankvas in ons argument dat skole behoort meer praktiese vakke as teoretiese vakke aan te bied. Voorsitter, dames en here, ek kan sonder twyfel in my stelling sê dat daar definitief meer teoretiese vakke as praktiese vakke aangebied moet word. Karu, ons eerste spreker, het geargumenteer dat skole meer op teoretiese vakke moet fokus. Sonder dit sal hulle nooit die prakties kan doen nie. Anay het geargumenteer dat teoretiese vakke die fondasie is vir alle werk. En ek, Emma, die derde spreker, sal argumenteer dat sonder die teoretiese aspek is daar geen werk vir die praktiese vakke nie. Ek sal graag wil reageer op spreker 3. Ons stem saam met jou dat daar definitief die opsie moet wees vir praktiese vakke, maar om te sê dat daar meer praktiese vakke as teoretiese vakke te moet wees, is bloot net nie, kan dit net nie so wees nie. Sonder ingenieurs en argitekte is daar geen werk vir die bouers nie. Daar is 'n rede hoekom daar meer teoretiese vakke as praktiese vakke is. Dit is bloot net nie volhoubaar om 40 bouers te hê, maar geen ingenieurs of argitekte om hul te lei. Dus is dit duidelik soos daglig dat skole definitief behoort om meer praktiese vakke as teoreties te hê. Dankie. Debatgesprek, dames. Julle kan maar begin, hoor.
Spreker 3, toe jy aan hy reageer het sy gesê dat daar mense is wat nie soveel praktiese vaardighede het, maar toe het jy teruggegaan dat daar ook mense is wat nie soveel teoretiese vaardighede het nie. Hoe is daar verskil daarin? Spreker, ek dink daarso is meer mense wat nie akademies aangeleg is nie en meer soos prakties aangeleg is. Ek dink dit is 'n veralgemening, want jy kan nie sê of daar meer is by prakties en of daar meer is by teoreties nie. Maar die ding is, baie praktiese vaardighede kan maklik aangeleer word. Baie mense wat dalk die teoretiese vakke nie verstaan nie of nie goed is daarmee nie, sukkel met leerprobleme soos disleksia of so iets dat hulle nie fisies die vakke kan doen nie. Hulle kan nie die woorde ordentlik lees nie. So dan moet daar opsies wees vir hulle om praktiese vakke kan doen. En vir die wat nie, soos julle sê, prakties aangelees nie, hulle kan leer hoe om houtwerk te doen, hulle kan leer hoe om, ek weet nie, naaldwerk te doen of so iets. Daar's nie 'n leerprobleem wat hulle het wat hulle soos stop om dit te doen. Ons verstaan, maar daai is die uitsondering. Wat ek ook wou sê is dat ons het nie 'n behoefte aan bouers nie. Daar is 'n klomp bouers wat vir ons die goed kan doen. Wat ons wel 'n behoefte aan het, is dokters. Het julle al gesien hoe oorvol die spreekkamers is vir dokters? Mense sukkel om iemand te kry. En dit is juis omdat almal die praktiese rigting vat, omdat dit so te sê makliker is. Ek wil net gou jy het genoem in jou toespraak dat daar 'n mens moet argitekte hê om goeders te kan bou en al daai, maar is dit nie waar dat daar mense moet wees om die praktiese werk te doen om die fisiese gebou te bou nie? Ek weet, soos jy ook gesê het van die, daar is 'n behoefte aan dokters en in die spreekkamers is vol, ons verstaan dit, maar tog is werkloosheid 'n groot probleem in Suid-Afrika en 'n gedeelte daarvan is mense wat nie die akademiese vermoë het om die teoretiese vakke baas te raak nie. Dit is hoekom mense graad 9 uit die skool uitgaan en so. So wanneer daar die kans gebied word vir hulle om praktiese vakke te gebruik en daarin deel te neem in skoolomgewing, verminder dit die werkloosheid in Suid-Afrika wat 'n baie groot probleem is. Kan ons net sê dat die argument sê meer praktiese vakke en nie geen praktiese vakke nie. Jy kan nog steeds 'n praktiese vak hê en 'n teoretiese vak. Maar die meerderheid van Suid-Afrika, daar is 'n massiewe werkloosheidssyfer. So dink julle nie deur meer praktiese vakke te hê, verhoog ons die kans dat daai syfer kleiner sal raak nie, want tans is daar meer teoretiese vakke as praktiese vakke en kyk waar is ons werkloosheidssyfer. Maar met minder teoretiese vakke, dan gaan daar nie soveel werk wees, soos byvoorbeeld 'n argitek. Sonder die argitek, gaan daar nie bouers wees om te bou nie. Die argitek sou die fundament van die gebou. So sonder die argitek met die teorie, gaan daar nie bouers wees om dit te kan bou nie. Opponent, julle het genoem dat 'n mens nie die praktiese vakke sal kan doen sonder die teoretiese vakke nie, maar daar sal steeds teoretiese vakke wees om die fondasies vir die kinders te leer. En ook kan ek gou by sê, julle wat sê mense het die argitek nodig, iets wat baie belangrik is veral in die 21ste eeu en in die gesprek wat julle uitlos, is kunsmatige intelligensie. Kunsmatige intelligensie, daar's robotte wat operasies kan uitvoer, daar is robotte wat planne kan teken vir huise, soos julle sê, die komponent wat benodig gaan word in ons toekoms, is mense wat prakties met hulle hande kan werk, want dit is nie iets wat 'n robot kan doen nie. Presies soos wat jy nou sê, is 'n robot is juist dit wat dit kan vervang. Ons kry nou al robotte wat in fabrieke werk om mense te vervang. Maar spreker, iemand moet ook daardie robotte bou. Die robotte bou hulle self nie. En hulle kort juist teoretiese aspekte om dat te kan bou. Hulle het nie net geleer om komponente bymekaar te sit nie. Daar is spesifieke vakke wat skole aanbied, soos verskillende vorme van tegnologie wat vir hulle die boudeel en die teoretiese deel leer. En dis juist wat ons gesê het, dat as jy die teoretiese deel goed verstaan, sal jy die praktiese deel net so goed kan uitvoer. Ons sê net dat ons prakties weg moet vat nie. Ons sê net dat ons meer op die teorie moet fokus, sodat jy juist die prakties goed kan uitvoer. Ons sê ook nie dat teoretiese vakke weggevat moet word nie. Ons sê net meer praktiese vakke. Ek wil ook net gou byvoeg, julle argumente, spreker 1, ek praat spesifiek met jou nou, jou argumente het gegaan oor die praktiese komponent
van teoretiese vakke soos fisies en wiskunde, maar wat dan van vakke soos houtwerk of naaldwerk wat 'n heel ander vaardigheid leer waarvoor 'n mens glad nie 'n teoretiese vak nodig het nie. Kan jy dalk gou vinnig net die laaste deel herhaal? Jammer. Ek sê, ek gaan net die hele vraag herhaal. Sê jou argumente het baie gegaan oor die praktiese komponent van teoretiese vakke soos byvoorbeeld fisies of wiskunde, maar wat dan nou van die werke wat verskaf word deur heeltemal praktiese vakke wat geen teoriekomponente het soos byvoorbeeld houtwerk of naaldwerk? Vir daai praktiese vakke soos houtwerk en naaldwerk, kort jy spesifieke instruksies en die spesifieke instruksies kom juis uit die teoretiese deel uit, so stappe om te volg. Hoekom instruksies vir praktiese werk uit teorie uit? As jy naaldwerk doen en byvoorbeeld 'n rok maak, daar is nog steeds stappe wat jy moet volg. Selfs met 'n koekbak, daar is stappe, daar is 'n resep. Opponent, skus. Daai is nou net een voorbeeld wat nog steeds nie regtig toepas nie, want daardie vaardighede leer jy in die praktiese vak. Kan jy dalk dan vir ons 'n ander voorbeeld noem wat jy nie enigsins teorie kort nie? Byvoorbeeld houtwerk. Waarvoor nodig jy teorie vir houtwerk? Daar is tog nog steeds instruksies gekoppel aan houtwerk. Okay, maar ek voel ons is besig om heeltemal van die punt af te gaan hier. So dit gaan oor praktiese vakke teenoor teoretiese vakke. Enige praktiese vak gaan 'n teorie komponent hê, net soos jy self genoem het, teoretiese vakke het 'n praktiese komponent. Wat is jou vraag? Ek het bloot 'n stelling gemaak om te antwoord op julle vraag, maar ek sal gou aanbeweeg. Geen net kans. As julle dan nou sê die teoretiese vakke, 'n mens moet teoretiese vakke om die praktiese komponente verstaan. As mens praktiese vakke apart het en die onderwyser wat by die praktiese vak is, bied die teorie vir daai vak aan, dan is dit mos nie nodig om 'n aparte teoretiese vak of meer teoretiese vakke te hê vir daai praktiese vakke nie. Dankie dames. Ek dink ons gaan nou kans gee vir die gehoor om julle 'n vraagie te vra, né meneer? Ja, daar is reeds een vraag. John. So my vraag is vir die inleidende span. Julle het genoem dat daar nie 'n leerprobleem is met praktiese vakke nie. Met vakke soos naaldwerk en houtwerk moet daar teoretiese eienskappe soos wiskunde in ag geneem word. En my vraag is, hoe kan jy 'n suksesvolle produk skep sonder die teoretiese kennis? Want hoe gaan jy 'n suksesvolle byvoorbeeld 'n stoel in houtwerk maak sonder om te meet, sonder om te weet hoe om dit aan mekaar vas te sit? Dit is wat ons vir hulle span ook gesê het. Hulle het self genoem, daar is 'n praktiese komponent aan teoretiese vakke, net so is daar 'n teoretiese komponent aan praktiese vakke en dit is nie asof hulle sê, okay, bou 'n stoel en dan moet jy dit self doen nie. Daar is tog 'n onderwyser wat vir jou wys hoe om dit te doen, net soos in teoretiese vakke. Dit is net jy werk met jou hande eerder as om wiskunde sommer uit te werk. Goed, nog vrae. Daar's iemand. Lyk soos 'n generaal in die weermag. Pragtige baadjie. Goed, so ek het 'n vraag vir die opponerende kant. Sou julle nie met my saamstem dat in 'n moderne samelewing waar inligting gereedelik beskikbaar is, dat die belangrikheid al verskuif het in plaas van inligting memoriseer, dat dit liewers meer nuttig is oor wat jy met inligting en kennis kan doen? Ja, ons stem saam met daai stelling en ons glo ook dat wanneer jy al daai kennis in het, daar's baie meer goed wat jy kan doen met 'n teoretiese vak, want wanneer jy 'n teoretiese vak het, het jy entrepreneurskap en dit maak dan werke vir die praktiese vakke. Goed, nog daar's 'n vraag. Ek het 'n vraag vir die inleidende span. Dink julle dit is realisties in 'n land soos Suid-Afrika dat skole genoeg toerusting, spasie en opgeleide onderwysers sal hê vir meer praktiese vakke? Soos ons ook vir hulle gesê het, omdat daar so groot werkloosheidssyfer in Suid-Afrika is en die praktiese vakke maklik is om aan te leer en mense veral nie 'n graad nodig het
om noodwendig houtwerk te kan doen nie, is dit eintlik dan makliker om onderwysers te kry wat dit kan aanbied. Maar mens nie 'n graad nodig het vir iets soos byvoorbeeld 'n wiskundeonderwyser nie. Nog een vraag hier. Hierdie is 'n vraag vir die inleidende span. So sal jy sê dat dit belangriker is dat leerders akademies of prakties voorbereid is? Sal jy eerder wil hê dat die hoërskool 'n hoër getal toppresteerder matrikulante het of dat hulle eerder beter sal kan houtwerk doen? Ja, ek verstaan die punt en ek verstaan ook die vraag en ek dink dit is 'n baie relatiewe vraag ook. Maar praktiese vakke berei jou voor vir meer alledaagse werkies om te doen, soos wat Mieke genoem het. Wat as jou oupa hulp nodig het met sy rekenaar? Wat doen jy dan? En ons het ook weer eens gesê meer praktiese vakke. Ons het nie gesê ons vat teoretiese vakke heeltemal weg nie. Dus kan hulle steeds goed doen in hulle vakke. Daar is ook dan die probleem van werkloosheid. So daarso is baie mense wat gematrikuleer het, maar dan nie plek kry by universiteit om verder te gaan studeer nie. En daarom nodig mens juist meer mense met praktiese vaardighede wat dan nie hoef te gaan studeer en klaar kan gaan werk. Maar wag net, laat ons almal kan hoor. Watter hoë inkomste werk sal jy kan kry met die vaardigheid van naaldwerk of houtwerk? Partykeer gaan dit aan die begin oor enige inkomste eerder as hoë inkomste net om te kan begin 'n lewe te maak vir jouself. Goed, antwoord dit die vraag? Dankie tog.